Moses was 80 jaar oud toe die Here die eerste keer met hom praat. En die ding wat die Here vir hom sê, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. En hy trek toe sy skoene uit. Nou, dis iets wat hy kan doen. Iets wat maklik is. Later het die Here vir Moses groot goed gevra. En wat belangrik is, Moses word genoem vriend van die Here. Hy moes die volk gaan uitlei, hy het 'n klomp goeders gedoen. Maar God kom en noem ons ook vriende. Hy sê, julle is my vriende as julle doen wat ek sê. As ons saam met die Here is, die pad van die Here loop. Nou moet jy besef dat God wil jou gebruik om mense te red. Nou wat my so mooi storie van Moses is, Moses staan by die brandende bos, en hoor wat sê die Here hierso. Die Here sê toe vir hom, jy kan seker wees, dat ek gesien het, hoe swaar my volk in Egipte kry. Ek het gehoor, hoe hulle teen hulle slawedrywers om hulp roep. Ek is baie bewus van hoe swaar hulle kry. Daarom het ek afgekom, om hulle van die Egiptenaars te bevry, en hulle weg te lei uit Egipte, na hulle eie mooi groot land. Dis 'n land wat oorgenoeg kos het. En dan noem hy 'n klomp mense wat daar is. Hy sê die volk se noodroep het by my uitgekom, en ek het hulle raak gesien, hoe die Egiptenaars hulle verdruk en swaar laat werk. Ga nou, ek stuur jou na Farao toe, jy moet my volk, die Israeliete, weglei uit Egipte. En dan sê Moses, maar wie is ek dan om voor Farao te staan? Ja, as jy na hierdie gedeelte kyk, is dit absoluut amazing vir my, dat die Here sê, ek hoor, ek sien, ek beleef, ek het besluit, ek gaan hulle red. Eers dan kan ek dink, Here, ek wil nou sien wat 'n wonderwerke jy doen, ek wil sien hoe jy dit doen. Maar dan praat hy met Moses en sê, ga nou, gaan staan, ek stuur jou, ga nou, ek stuur jou. En dan Moses is nie lus nie, of Moses is bang, of Moses het, maar hoekom moet ek dit doen? Here, waarom moet ek dit doen? Maar die Here gebruik nie engele nie, hy gebruik 'n Moses. En weet jy wat? Moses was voorberei. Hy het in Farao se huis groot geword, hy het die Egiptenare verstaan, hy het hulle kultuur verstaan, hy het verstaan hoe werk dit om in die huis van Egipte groot te word. Plus, dit was 'n nuwe Farao, wat nie aan hom verbind was nie, wat hom eintlik nie eens geken het nie, en hy het kom staan voor Farao. En God kom en gebruik hom. Nou weer eens, as jy toelaat dat God jou kan gebruik, dan word jy self bevry. Moses het bonatuurlike goed van die Here gesien. Moses het God se hand gesien. Moses het gesien hoe God werk. Plus, hy kom en hy bid en sê, Here, openbaar Uself vir my, U weë, sodat ek U kan verstaan. God kom en hy doen dit, 'n bonatuurlike ding wat God doen in Moses se lewe. Nou moet jy besef wie jy is. God sien mense se nood raak, sien dit wat mense beleef, en dan wil hy jou gebruik. Hy wil jou gebruik om 'n verskil in mense se lewens te maak. Hy wil die gemeente gebruik. Hy wil jou kar gebruik, jou huis gebruik, jou geld gebruik, jou klere gebruik. Hy wil alles gebruik om mense te red. En dan dink ek, die Here berei jou voor. Die pad wat jy al geloop het, die goed wat jy in die lewe beleef het, om mense te red. En nou moet jy ook 'n ander ding besef, dat die Here kon nie enigiemand gebruik nie. Hy moes Moses gebruik het, wat 40 jaar weg van Egipte af was om terug te kom, en nou gebruik die Here hom. Die Here moet jou gebruik, want ek het nie met die mense te doen wat jy mee te doen het nie, jy het met ander mense te doen as wat ek mee te doen het. Daarom is dit geweldig belangrik dat jy moet besef, God gebruik jou, God wil jou gebruik, hy wil hê jy moet vriend van hom wees. Nou, hoekom het die Here nie 'n paar engele gestuur en daai Farao uitgesort van 'n kant af nie? Hoekom moet hy Moses gebruik? En dan lyk dit of dan sê Farao ja, en dan sê hy nee, en dan sê hy vir, en dan sê hy teen. Hoekom gebeur dit? Ek dink so dat Farao nie eendag voor die Here kan staan en sê, Here het my nie 'n geleentheid gegee nie. Farao het al die geleenthede gehad in die wêreld. En God is regverdig. Maar besef vandag dat die Here jou wil gebruik. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek wil vriend van die Here genoem word. Hy moet my vriend wees, maar ek moet ook die Here se vriend wees. Ek wil vriend van die Here wees, sodat God net 'n groot verskil deur my en ander mense se lewens kan maak.
Die lekkerste in die lewe is om die stem van die Here te hoor, te doen wat die Here sê en te sien jy's in die kol. Dis baie lekker. Dankie dat jy luister. Jy's 'n blessing.